Maar welkom aan almal, dis lekker om julle almal hier te kan sien en weer eens aan al die ma's, baie dankie vir alles. Ek weet dit word nie elke dag vir jou gesê nie, maar ons waardeer julle verskriklik baie en ons lewe sou val gewees het sonder julle. Ons kan nie sonder julle leef nie, so baie dankie. Gelukkige Moedersdag geseënd. Ek het vanoggend vir al die kinders wat ingekom het, gesê ek hoop julle het vir julle ouers daarom ontbyt gemaak in die bed en vir hulle koffie gevat, almal skud hulle koppe en so dan is ons baie bly. Ons is besig vandag om klaar te maak met die reeks Wen Liefde of Liefde Wen en die hele gedagte aan dit, ons praat hierdie hele jaar, praat ons uit die boek Hebreërs uit. En is vir ons verskriklik interessant dat ek dink vandag pas hierdie tema liefde wen en dit waaroor ek vandag met jou gaan praat, empatie, pas eintlik so goed by Moedersdag. Want soos Marie het gesê het, ek dink die Here het moeders op hierdie aarde geplaas om iets van sy moederlike hart, sy empatie, sy meegevoel van dit wie hy is aan ons te kom demonstreer deur maas, want ons is sy lig, ons is die sout. En deur dit wat mense beleef deur ons lewens, sodoende kan hulle iets ervaar van wie God is en kan hulle iets daarvan beleef. Nou uit die boek Hebreërs is dit baie interessant dat die boek Hebreërs begin by vreeslike groot temas om vir ons voor te stel aan wie Jesus, die gesalfde koning, die erfgenaam vir altyd, wie hy is. En dan leer ons hom ken, hy is die skepper, alles wat daar beskryf word in Hebreërs 1, wie hy is. En dan kom sê dit ook dat Jesus word dan ook die afdruksel. Hy is die een wat vlees geword het, vir ons kom wys wie God is. En dan die hele res van die boek, dan beskryf die hoofstukke vir ons so mooi oor dit wat God se bedoeling was en dit wat God vir ons kom doen het en hy wat die hoofpriester is en vir ons ingetree het en ons as mense kom verlos het van slawerny, van gevangenskap en nou kan ons in totale vryheid leef. En dis waar die hele boek gaan en hy het dit gedoen deur sy bloed vir ons te gee. En dan is die vraag altyd, wat was sy motivering? Hoekom het hy dit gedoen? En ons leer baie duidelik uit die boek uit dat die motivering, die rede, hoekom Jesus dit gedoen het, is een rede, sy liefde vir die mens. Want so lief het God die wêreld gehad. Dis sy liefde. Maar dan leer ons ook dat hierdie liefde was 'n selfopofferende liefde. En dan leer ons ook uit die boek uit dat dit is ook die manier hoe hy koning geword het. Sy koningskap was baie anderste. Ek meen, daai tyd as jy 'n koning van 'n gebied wou word, dan het jy gegaan met 'n weermag en oorlog, en dit was bloed, en dit was sweet, en dit was hare, en dit was alles wat die koppe afkap, dit was alles wat lelik is. Maar Jesus kom, en hoeveel keer voor sy dood vra hulle vir hom, is jy die koning? En die opskrif bokant sy kruis, die koning van die Jode. Maar hy was 'n koning wat op 'n ander manier regeer het. Hy het in die teenoorgestelde gees gekom as al die ander konings. Hy het gekom met liefde. En ons sien dit ook in die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, die aand voordat hy gekruisig is. Kom hy by mekaar en die klomp disippels is daar by een. En dan die volgende oomblik staan hy op en sê, hey, luister hierso. Hy sê, ek wil vandag vir julle iets vertel. Hier breek nou 'n nuwe era. Hier breek nou 'n nuwe tydperk aan. Voor en na Christus. Hier breek nou iets niets aan. Het gaan môre gebeur met my kruis. Maar vanaand stel ek vir julle 'n nuwe gebod. Hier kom nou 'n nuwe verbond wat ek instel. Onthou die verbond, Ou Testament, Genesis, was 'n ooreenkoms tussen God en die mens. Nou kom hy en hy sê nie, dis verkeerd nie, dis nou vervul. Hier's nou 'n nuwe verbond. En dan kyk hy vir sy disippels en dan sê Johannes 13, hy sê hierdie nuwe verbond is dat julle moet mekaar lief hê. Hy sê, hieraan sal die wêreld weet, dat julle my volgelinge, my naapers, my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. So hy kom en hy stel hierdie nuwe ooreenkoms in, en die basis daarvan is liefde. So die gesalfde koning, kom en stel vir ons liefde in. Nou kom Paulus, en hy sê, luister, in Filippense 1, hy sê hierdie liefde, ek bid dat julle sal kennis opdoen van hierdie liefde. En dan moet jy leer om hierdie liefde, wat nou hierdie nuwe verbond is, dit moet jy nou leer om te beoefen.
Dis iets wat jy kan aanleer. Hoe leef ek hierdie liefde uit? Hy sê, want daardeur skryf Matteus vir ons, hy sê, sal baie mense tot 'n oortuiging kom. En dan lees ons dat die boek, die eerste 12 hoofstukke gaan nou oor hierdie groot konsepte van wie God is. En dan sluit hoofstuk 13 af. En die opskrif hier in my Bybel, in die ou vertaling is verskillende voorskrifte, want hy kom nou en sê, nou dat ek en jy verstaan wat Christus gedoen het, wat sy liefde gedoen het, of uit die rede hoekom hy het gedoen het, is sy liefde, die bewys dat hy die koning is, hy het uit die dode uit opgestaan, so die liefde van God sal vir altyd daar wees, die liefde wen, die liefde behaal die oorwinning. Hy sê, hier so dit nou prakties, hier is die voorskrifte, hier so dit nou prakties in jou lewe gaan plaasvind. Hierdie vertaling praat van die verskillende voorskrifte, die 83 praat van die Christelike lewenswandel, die 2020 vertaling praat van die laaste opdrag, die Boodskapper vertaling se opskrifie is praktiese Christenskap. Dan begin hoofstuk 13 vers 1, en ons het al daaroor gepraat in die afgelope paar weke, hy sê die broederliefde moet bly. Broederliefde, dis die liefde wat ons as Christene vir mekaar het hier onder mekaar. En dis hoekom ons koffie saam drink, dis hoekom ons 'n aand reël wat ons almal Afrikaans kom saam sing, dis 'n aand hoekom ons na mekaar toe draai in die kerk, ek weet dit irriteer die waksheid party mense uit, draai na mekaar toe, groet mekaar, sê vir die ou agter jou hallo. Dis hoekom ons bevorder die broederlike liefde, want ons het mekaar nodig. Jy het 'n bloedfamilie, jy het 'n geestelike familie. Ons moet by mekaar staan, ons moet mekaar help, ons moet mekaar dra. Nou gaan hy verder, dan sê hy in vers 2, daaroor het ons ook gepraat, vergeet die gasvryheid nie, 'n manier hoe jy hierdie liefde wys, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. En ons het vir mekaar gesê in hierdie reeks, hierdie liefde wen, hierdie gasvryheid, hospitality beteken na vreemde, nie Christene. Dit leef ek daar uit. Dan kom hy in vers 4, en dis waar ons nou vandag is, in vers 3. Hy sê, in die lig van hierdie voorskrifte, in die lig van wie Jesus is, hy sê, dink aan die gevangenisse, asof julle medegevangenisse is. En aan die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Dink aan gevangenes. Nou, hier is die ding, as ek en jy die woord gevangenis hoor, dan het ons 'n sekere beeld hoe ons daaraan dink en hoe ons tronkstelsel vandag werk. Maar daai tyd was heeltemal anderste. In die konteks waarna hy dit geskryf is as hy praat hier van gevangenisse en hy praat hierso van mishandel. Daai tyd se tronke het anderste. Jy was gearresteer, dan was jy in die tronk gesit totdat jy die verhoor gehad het. So die tronke was 'n plek waar jy 'n verhoor afwagtende was vir iets wat jy gedoen het. Wat hulle jou nou moet skuldig of nie skuldig bewys nie. Nou wat baie belangrik is dat die Christene, want hy skryf dit in die lig van broederlike liefde, die Christene was in die tronke gestop, oordat hulle gesê het, daar's 'n ander koning, en omdat hulle die Caesar, die koning van die tyd, sy voorskrifte en sy offers en sy goed, nie nagekom het nie. Dan word hulle in die tronke gegooi. Hoeveel keer skryf Paulus vir ons sy tronkbriewe? Hoeveel keer lees ons van Johannes en Petrus in die tronk? Hoeveel keer lees jy van disippels wat in die tronk gegooi is? Dis nie dat hulle soos ons dink iets gesteel het nie. Dis eintlik ondenkbaar om te dink dat die mense wat God aangeraak het, wat onder sy koningskap staan, Handelinge sê, hulle was 'n guns by die hele volk. Hulle het goed gedoen aan almal. Hulle was in die tronk gegooi. Nou, baie interessant, as jy daai tyd in die tronk gegooi word, kan daar 4 goed met jou gebeur. Ek hoop ek onthou al 4. Ek kan altyd net so 2 onthou. Maar een is, jy kan die doodsvonnis kry, vir dit wat jy gedoen het, wat hulle jou skuldig aan bewys. Jy kon of gemartel geword het, of jy kon lyfstraf gekry het. O ja, en hulle kon jou verkoop het as 'n slaaf. So nou in die lig van wat ek nou vir jou gesê het, van hoe die tronkstelsel en gevangenisstelsel geoperate het, in daai lig skryf hy nou sê hy die volgende,
Hy sê, dink aan die gevangenisse asof julle medegevangenisse is. Jou broers en jou susters, nou onthou, daai tyd se gevangenisse was nie soos vandag nie, hulle het nie vir jou kos gegee in die tronk nie. As hulle jou daar in die polisiestasie gesit het, dan moes jou medeburgers, jou vriende of jou familie, moes vir jou kos gebring het. Anders het jy nie kos gekry nie. Nou sê hy vir die ouens, wat eintlik goeie dade gedoen, die Christene wat in die tronk sit, hy sê, dink aan julle medegevangenisse, asof julle in die tronk is. Die wat lyfstraf kry, hy sê, dink aan hulle, asof dit jou lyf is. Met ander woorde, hier is die beginsel, die feit dat Jesus die koning is, die feit dat ek onder sy koningskap sit, een van die praktiese maniere, hoe ek hierdie liefde, hierdie goddelike liefde uitleef, ek moet meegevoel met mense hê, ek moet in hulle skoene gaan staan, ek moet verstaan, hoekom dink hulle soos hulle dink. Dis iets van die hart van God, wat ons moet verstaan. Kyk hoe sê die boodskapvertaling die volgende. Hy sê, moenie die mense wat in die tronk is, vergeet nie. Dit moet vir julle wees, asof julle self in die tronk is. Hy sê, net so moet julle meegevoel, empatie, omgee hê met mense, wat sleg behandel word, en swaar kry, asof dit julle self is, met wie dit gebeur. Meegevoel. En hoeveel keer in Jesus se lewe sien ons meegevoel? Hoeveel keer sê hy, ek het hulle innig jammer gekry. Ons praat in Doxadeio van die hele terme concern tot compassion. Met ander woorde, jy gaan staan in daai persoon se voete. Jy gaan sy skoene. Jy staan en jy trek daai lyf aan. En nou sê hy verder in hierdie gedeelte in vers 8, Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Met ander woorde, ons kyk na sy lewe, ons kyk na hoe hy mense behandel het, ons kyk hoe hy vir mense omgegee het. As hulle die melaatses buite die stad dryf, as hy tussen hulle daar kom, hulle mag nie eens naby die melaatses gekom het nie, dan sê hy, kom hierso, dan druk hy hulle vas. Die besetene het hulle vasgebind met boeie. Hy wys vir hulle, hy demonstreer vir hulle meegevoel, empatie. Hy sê, bring hy man hier, dat ek hom kan vashou. Moeders is dalk daar om iets van hierdie meegevoel aan ons samelewing te demonstreer, maar dit sluit nie ons mans uit nie, want dis iets wat ons kan aanleer, dis iets wat ons kan, hierdie hart van God vir die mensdom, vir mense wat swaar kry, vir mense wat om te begrip te hê en te verstaan. Dis om iets van hierdie meegevoel aan ons mense hier buite te bewys. En kom ek sê jou vandag, ons grootste challenge in George, is nie mense wat in gevangenis, fisiese gevangenis sit nie. Ons grootste uitdaging vandag onder ons kultuur, is mense wat in gevangenis in hulle koppe leef. As hoeveel van ons mense wat hiernatoe kom, hulle vlug partykeer van Pretoria af, ander kom bly hier, maar is hoeveel mense wat ek al ontmoet het, in hulle koppe is hulle in gevangenis. En dis waarvan hy ons juist kom vrymaak het en sê, kom ek sê vir jou wie ek is, kom ek sê vir jou wat beteken dit om onder hierdie koning te staan, kom ek sê vir jou wat beteken dit om 'n disipel van hierdie koning te wees en te ontdek wat dit is om werklik menswees te wees. Grootste issue wat ons mense vandag het, is om in die oggend in die spieël te kyk en te sê, is dit wie ek is? Ek so spyt oor die feite, die hartseer, die pyn, die seer, die ongemak. Baie van ons in die gesprek in ons kop is ons 'n gevangene. En ek dink, ons kan aan George, kan ons demonstreer iets van die moederlike hart van God, die omgee van God. Toe Jesus in Jerusalem kom, toe sê hy, ek begeer, o Jerusalem, ek begeer, om soos 'n hen na kykens, julle onder my vlerk te vat. Dat mense kan beleef, ons is mense, die kerk, nie net ons as gemeente nie, die kerk hier in George, die kerk hier in George is mense, wat die moederhart van God in ons samelewing demonstreer. En een van die maniere ons dit byvoorbeeld kan doen, prakties, is net deur te luister.
Ek weet nie van julle nie, maar baie keer is dit net om daar te wees en te hoor wat sê mense, nie noodwendig antwoorde te gee nie, want ons wil altyd antwoorde en oplossings gee. Maar baie keer is dit net om begrip te hê en te hoor, hoekom is hulle waar hulle is? Die meegevoel, die hart van God. Jy moet weet, dit moet vir jou voel of jy nie tronk is. Hy lyf wat lyfstraf kry, dit moet vir jou voel of dit jou lyf is. Wat sê Jesus vir ons in Matteus 7:12? Hy sê, doen verander alles wat julle graag wil hê, hulle moet vir julle doen. Dit is die kern van die wet en die profete. Die hele Bybel is vol daarvan waar hy op Moedersdag iets van die moederlike hart van God wil openbaar, waar God sy hart aan ons openbaar en waar ons dit nou weer kan as disippels liefde onder mekaar. Jesaja 66 vers 13. Soos iemand se moeder hom troos, so sal ek julle troos. Ons kan daar wees vir mense in moeilikheid. Ons kan daar wees vir mense wat deur moeilike omstandighede gaan. Ons kan daar wees vir mense wat uitdagings beleef. Ons kan troos. Toe Lazarus sterf in die graf en Jesus staan by sy familie en hulle huil, toe ween hy saam. Dis wat die hoëpriester doen. Hy het medelee. Hy tree vir ons in. Hy verstaan, hy het begrip. Hoor wat skryf Paulus vir die Thessalonika gemeente. Al kon ek as apostel van Christus allerhande eise aan julle stel. Ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. Ons kan iets van hierdie sagtheid, hierdie liefde, hierdie moederlike instink, kan ons demonstreer in ons samelewing. Vertroetel, hierdie selfopofferende liefde, hierdie liefde wat nie eise stel nie, hierdie liefde wat onverdiend is. Jesaja 49 vers 15-16, kan 'n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek sal jou naam in my handpalms graveer. Ek weet nie wat se omstandighede jy groot geword. Ek weet nie hoe was jou ma nie. Ek weet nie wat se liefde het jy beleef nie. Ek weet nie wat kom by jou op as jy hoor, julle moet mekaar lief hê. Wat se prentjies kom aan jou kop op? Maar hierdie gedeelte sê, al sou die mense ras jou verwerp, God sê, ek sal nooit. Jou naam is in my handpalm gegraveer. As jy getattoo is, kan jy nie aangetattoo word nie. Hy is daar, hy is permanent. Hy rek en word kleiner, maar hy kan nie weg nie. En nou kom Jesus in Filippense 2 vers 5 en hy sê, dieselfde gesindheid wat in my is, moet nou ook in julle wees. Die Bybel sê God is liefde. Die Bybel sê dis die geheimenis wat vir eeue lank verborge was, Christus in julle. God is liefde. Met ander woorde, nou is God in ons. Met ander woorde, sy aard, sy karakter. Ek het die vermoë om iets van hierdie moederlike hart, ek het die vermoë om liefde te gaan uitdra. Ek het die vermoë om te sê, Here, dit is vir my moeilik, ek staak georiënteerd, ek verstaan nie alles nie, maar ek gaan in daai ou se skoene klim. Here, ek gaan in sy lyf, as hy seer het, gaan dit voel of ek seer het. As hy pyn het, gaan dit voel of ek pyn het. As hy deur moeilikheid gaan dit voel of ek deur die moeilikheid gaan. Die liefde wen. Die liefde wen. Want dis wat Jesus met ons kom doen. Hy is die hoëpriester. Hy het medelee. Hy tree vir ons in. Maar hy is nie die hoëpriester nie. Hy is ook die koning, die een wat op die troon sit. En hy het vir ons 'n spasie, die troon van genade oopgemaak, sodat ons elke dag kan ingaan en met hom kan praat. Empatie. Kom ons gaan leef het uit. Kom ons sê, Here, ek wil kennis opdoen. Ek wil dit beoefen. Kom ons maak ons oë toe. Die liefde wen, wat 'n reeks. Ja.
Volgende week begin ons met 'n nuwe reeks, dan gaan ons aan verder met hierdie praktiese gedeelte in Hebreërs 13. Daar's 'n nuwe ooreenkoms. Hoekom? Want daar 'n nuwe tydperk aangebreek. Hoekom? Want daar's 'n nuwe koning. Sy koningskap is bevestig deur sy opstanding. Daar's 'n nuwe era. Die era waarin hy sê, kyk, ek gaan alles nuut maak. Ek gaan dit nie net beter maak, ek gaan dit nuut maak. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan dit doen deur julle. Julle is die lig. Julle is die sout. Wat kan ek doen, Here? Hy sê, gaan leef hierdie selfopofferende liefde uit. Wat het hy gedoen toe hy die disippels die aand gewys het met die instelling van die nuwe verbond? Hy het 'n voorskootjie aangetrek, het hulle voete gewas. You put on the apron of humility to serve one another. Jy's daar. Jy gaan staan in ander se skoene. Jy voel hulle lyf, die pyn wat hulle beleef, jy voel dit saam. Ek het jou al 'n storie vertel, maar ek wil net vandag, ek sit sommer nou en dink, my vorige pastoor Gys, hy het kanker gekry, en op sy laaste, lê hy daar in die Groenkloof Hospitaal. Hy aand laat kom ek by hom aan, ek het so 2-3 aande voor hy dood is, het ek daar by hom aangekom. Hy sê vir my, Jaco, ek kry so koud. Hardloop ek uit, dan kry ek so 'n dik komberse, hulle gee my sommer so 5-6 van daai komberse. Gooi ek dit oor hom, hou kom so vas. As ek sê vir my, hy bewe so van die koue. Gaan lê ek so bo op hom. Voel jy? Dit voel aardig, man. Hy's my pastoor. Hy's my pa nie. Hy's my broer. Hy lê ek so op hom. Hou kom so vas, hark hy so. Dis baie keer net daar. Ek het nie antwoorde nie. Dis nie die tyd wat jy groot gebeure opsê nie. Dis net empatie. Ek het al hoeveel keer by ouers gestaan met hulle kinders deur die dood verloor het. Wat sê jy? Ek weet nie. Jy sê niks. Jy hou net vas. Jy huil maar saam. Jy is maar net daar. Hy pyn in hulle lyf. Jy verstaan nie, maar jy trek vir hom so 'n bietjie aan. Die liefde wen altyd. Dis moeilik die goed, man. Maar dis soos as hierdie wêreld gaan beïnvloed. Al was 'n kind in ons vorige gemeente, hulle bring ons so in so 'n reistool, elke Sondag kom hy. So in 'n reistool, het ek 'n suurstof, allerhande goed om, my kind kan nie beweeg. Almal hardloop weg. Ek sê, bring my kind, laat ons hom druk. Vat dan hom. Medelee, staan in skoene. Pyn van hy lyf, of jy die pyn het. En soos as hierdie wêreld gaan aanraak, dan gaan hulle weet, Jesus is die koning.